zal ik die prijs mijn hele leven lang. En die nam mijn handen ophef, en die nam mijn handen ophef. Zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. Wat is mijn zaligmaker en mijn Heer? Oh, zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. En die nam mijn handen ophef, en die nam mijn handen ophef. Zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. Want die is mijn zaligmaker en mijn nog eenmaal. Zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. En die nam mijn handen ophef, en die nam mijn handen ophef. Zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. Want die is mijn zaligmaker. Die is mijn zaligmaker. Die is mijn zaligmaker. Die is mijn lieve Heer. Die is voor eeuwig en altijd God wat regeert. Ik loof U en ik prijs U mijn leven lang. Jesus Christus, Seen van God, ontvang mijn lof, mijn dank. Zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. En die nam mijn handen ophef, en die nam mijn handen ophef. Zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. Wat is mijn zaligmaker? Zo zal ik die prijs, zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. En die nam mijn handen ophef, en die nam mijn handen ophef. Zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. Want die is mijn zaligmaker. Kom ons stappen samen lekker samen. Zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. En die nam mijn handen ophef, en die nam mijn handen ophef. Zo zal ik die prijs, oh, mijn hele leven lang. Wat is mijn zaligmaker? Allemaal samen, oh, zo zal ik die prijs hele leven lang. En die nam mijn handen ophef, en die nam mijn handen. Zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. Want die is mijn zaligmaker in mijn jaar. Oh, want die is mijn zaligmaker. Te loof, ten spijte van je omstandigheden, ten spijte van wat hierdie week gebeur het. Gee om ordentlijke loofoffer en sing saam met my. So sal ek die praise my hele leven lang. En die nam my hande ophef, en die nam my hande ophef. So sal ek die praise my hele leven lang. Want die is my zaligmaker. Nog eenmaal, zo zal ik die prijs mijn hele leven lang. En die nam mijn handen ophef, en die nam mijn handen ophef. Zo
die prys my hele lewe lang. Want U is my zaligmaker en my Heer. Halleluja! Woe! Maak die duiwel goed kwaad en sê halleluja! Sê prys die Here! Sê vir die ou langs jou, jy moet so bly wees, jy's in hierdie kerk vanmôre. Vader, ons loof U, ons prys U, so sal ons U prys. My hele lewe lang wil ek U loof en prys, Here, want U is my saligmaker en my Heer, Vader. O Here, ons eer U vanmôre vir U goedheid, U getrouheid, U liefde vir ons, Here. Bybel sê, so lief het U ons gehad, dat U eie seun, U enige gebore seun vir ons gestuur het, sodat ons nie verlore moet gaan nie, Vader, maar die ewige lewe kan hê. En vanmôre is ons hier met 'n dankbare hart, blymoedige hart, Here, net om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees, Here. Ons weet vanmôre is dit nie en wy nie, dit is nie verniet nie, Here. Ons is hier want ons gaan iets uit U hand uit ontvang vanmôre, en ek is so opgewonde in ekstase vir wat U gaan doen vir een en elkeen vanmôre wat hier is, wat ons tyd uitgekoop het om in die diens van die Here te wees, Here. Ons is bly om in die teenwoordigheid van die Here te wees, want ons weet U is ons bron, Here. Ons hulp kom van U alleen wat hemel en aarde gemaak het, Here. Ons eer U en ons kan niks sonder U doen nie, Here. Ons wil nie sonder U beweeg nie, en ons wil ook nie hierdie diens doen sonder U nie, Here. Heilige Gees, kom lei ons vanmôre. Ons het U so nodig, Here. Ons is diep afhanklik van U, Here, Vader. Sonder U is ons niks, Here. Ons wil nie hierdie net doen vir entertainment, Here, maar ons is ons is afhanklik van U Gees om ons te lei in hierdie diens, Here. Wanneer ons gaan sing en bedien vanmôre, seën ons stembande, Here, ons hande, ons voete, Here. Ons doen alles hierdie, Vader, tot eer en verheerliking van U naam, Here, Vader. Lei ons, Here. Ontvang ons prys, Here, Vader. Ontvang ons lof. Wanneer ons dit doen ons dit net vir U, Here, Vader. Seën vanmôre elke afdeling, Vader, in die diens vanmôre, elke afdeling van Kinderkerk Media, Here, elke een wat iets doen vir U vanmôre. Seën dit, Here. Seën elkeen se hart vanmôre in die naam van Koning Jesus, Here. Ons sal nooit vergeet om die lof aan U te gee nie, want U verdien dit, Here. Alles kom U toe, Here. Ontvang my prys, Here, vanmôre. Is my gebed in Jesus se naam, Here. Ek wil bid vir elkeen wat ingeskakel is in aanlyn, Here, die wat op satelliet ingeskakel het, om internet, Here. Dankie dat U met hulle ook ontmoet vanmôre, Here. Daar waar hulle kyk, Here, Vader, ontmoet elkeen op hulle punt van hulle behoeftes vanmôre. Ons het U so nodig, Here. Ons is niks sonder U nie, Here. Seën hierdie diens, Here, Vader. Ek wil ook bid vir elkeen wat gaan saai vanmôre. Elkeen wat saai in U koninkryk, ja. Elke tiende, elke offerande, Here, Vader. Wil U dit seën, Here, Vader. Wil U die sakke seën waar dit kom, Here. En ek bid dat U weer voorsiening maak in elkeen van ons se behoeftes, Here. Ek eer U, ek prys U en ek loof U vir wat U gaan doen in hierdie diens vanmôre, Here. O, U is so waardig vanmôre. U is heilig, 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 my Heer. Elke mag en plan van die vyand is kragteloos vanmôre. Hy het nie seggenskap oor hierdie diens nie, Here. Ons bestraf hom omdat U ons die autoriteit gegee het, Here. En ons loof U en ons prys U omdat ons weet hierdie gaan 'n geseënde diens wees. Ons is honger vir U vanmôre. Ons is dors vir meer van U. Seën ons, Here, en ons eer U in Jesus wondernaam met baie danksegging. Amen.
gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. I'm gonna wait on you. Hey, I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. Say, I'm gonna wait on you. Sing it, church. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. Oh, I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. I'm gonna wait on you. Yeah, I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. Say, wait on the Lord. Wait on the Lord. Wait on the Lord. And He will renew your strength. So wait, I say, wait on the Lord. Wait on the Lord. Yeah, and He will renew your strength. So wait, one more time. Wait, wait on the Lord. I'm gonna wait, wait on the Lord. And He will renew your strength. So wait, I say, I'm gonna wait on you. Woo! I'm gonna wait on you, Lord. I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. I'm gonna wait on you. I don't mind waiting. I'm gonna wait on you, Lord. I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. Lord, I'm gonna wait on you. Oh, I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. Come on, wait on the Lord. Hey, wait on the Lord. Wait on the Lord, and He will renew your strength. So wait, I say, so wait on the Lord. Wait on the Lord, and He will renew your strength. Oh, wait, one more time. Wait, wait on the Lord. I'm gonna wait on the Lord. He will renew your strength. Wait, I say, I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I've trusted in your promise, Lord. Come on, taste and see that the Lord is good. His mercy endureth forever. He's a good God. He's a faithful God. He's an awesome God. He'll never leave you nor forsake you, no. Father, I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. I'm gonna wait on you. Oh, I don't mind waiting on the Lord. I will wait on you.
Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Ek gaan met hom deur die weg. Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Ek gaan met hom deur die weg. Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Ek gaan met hom deur die weg. Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Ek gaan met hom deur die weg. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, Yeshua,
Jesus, die naam bo elke naam. In sy naam moet elke duiwel vlug. In sy naam moet elke siekte vlug. In sy naam lê ons oorwinning. Dankie vir die naam bo elke naam. 'n naam bo kanker. 'n naam bo enige siekte. 'n naam bo elke uitdaging. Bo elke finansiële uitdaging. 'n naam bo bankrotskap. 'n naam wat staan om 'n antwoord te bring op die regte tyd. 'n naam wat sê, ek gee om vir jou, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie, jy is myne, sê die Here. En ons prys U, Here, vir die krag van die Heilige Gees nou in ons binne. Here, U ken elke hart, my Here. Is mense wat uitroep vandag en sê, Here, as U nie gaan ingryp nie, is dit verby, Here. Maar Here, U bekragtig hulle met nuwe hoop vanmôre. U verkwik hulle siele vanmôre, Here, en hulle sal weet dat die hand van die Here is op hulle. O, Here, maak die gordyne oop, Here, dat hulle kan sien wat God besig is om voor te berei. Here, as ons maar net kan sien waarmee U besig is, Here, sal ons hoop kry, sal ons bemoedig word, Here. Ons het nie nodig om te gaan lê nie, ons het nie nodig om wanhoopig te wees nie, want hy wie vir die mossie sorg, sorg vir ons. Hy wie kyk na die emosie is die een wat kyk na ons, en daarom prys ek U in hierdie oomblikke, Here. Ek gee die aanbidding en die eer, halleluja, want aanbiddingswaardig is die Here. Kan ons bietjie die Here loof in hierdie plekke, kan ons die Here prys, kan ons hom aanbid vir wie hy is, halleluja. Moet nie hom aanbid oor wat gebeur in jou omstandighede nie, aanbid hom vir wie hy is, God Almagtige, die een wat in beheer is van alles, die een wat omgee, die een wat sê, my kind, soon and very soon you will see your breakthrough. Een van die tyd binnekort gaan jy jou deurbraak sien met jou eie oë. Moenie nou gaan lê nie, moenie nou mismoedig word nie, moenie wanhoopig wees nie. Ek is vir jou, ek het nie van jou vergeet nie. My oë is op jou en my salwing is op jou. Ek rus jou toe vanmôre, sê die Here. Ek rus jou toe vanmôre. Halleluja. 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 Ref, daar's 'n lied wat in my hart broei, net so voor ek die woord gaan bedien. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here maak oh, dankie Jesus. Al wat hy vra van my en jou is, o, as ek altyd heilig leef en sonder haat na goedheid streef, ek weet die Here maak 'n weg vir my. Halleluja! Oh, is 'n krag in hierdie plek. Halleluja! Oh, maak 'n weg vir my. Halleluja. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Oh, as ek altyd heilig lewe, Here, sonder haat word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Oh, ek weet die Here. Oh, Samatararaba, Shikatarababanda, Shimatarababanda. Nog eenmaal, oh, ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here
jy 'n wonderwerk. Ek sê, verwag jy 'n wonderwerk. Prys die naam van Jesus. En dis waaroor ek met u wil praat vanmôre. Vanmôre het ek 'n woord wat jou hoop gaan gee. Want as ek net kyk in my eie lewe, en as ek kyk wat besig is om te gebeur met mense om ons, en as ek hoor wanneer mense met my praat, dan weet ek, ons het vanmôre 'n bietjie hoop nodig. En ek gaan vir jou hoop gee vandag, jy gaan anders hier uitstap vanmôre. En nie omdat ek hier is nie, en omdat ek met jou gaan praat nie, maar omdat die Gees van God in my met jou gaan praat. Die Heilige Gees in my gaan met jou praat. Ek is maar net die instrument, dis hoekom die ou pastore altyd gesê het, Here, berg my agter die ou ruwe kruis. Wanneer jy my sien nie, vandag moet jy nie my sien nie, maar jy moet Jesus sien wat met jou praat, want ek sal my woorde in julle mond lê, sê die Here. Ek sal my deure julle laat vind, sê die Bybel. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Met ander woorde, wanneer my mond spreek, is dit God wat praat. Halleluja. Ek dank u daarvoor, Here. Lees een versie terwyl u staan saam met my. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade vind om op die tyd gehelp te word. As jy vrymoedigheid kan neem om die troon van God te nader, sê die Here, sal ek jou help, maar op my tyd. Nie jou tyd nie, maar op die regte tyd. Halleluja. Kyk hier, daar's 'n regte tyd wat gaan aanbreek vir jou. Ek sê daar's 'n regte tyd wat gaan aanbreek vir jou. Daar's 'n tyd waar jy goed gaan sien en nie meer hoef te wonder nie. So Vader, ek prys u dat u my lippe aanraak. Vader, ek kan nie, maar u kan. Want wanneer ek swak is u sterk, Here. Wanneer ek voel ek kan nie, kan u, Here. En ek dank u, Here, dat u nie net vandag, Vader, met hierdie pragtige familie van my praat nie, maar selfs met my vandag het u 'n woord van bemoediging. En ek prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. U kan die sitplek inneem. Nou, soos ek reg gesê het, is daar soveel mense wat by my kom op die oomblik uit verskillende areas en mense met wie ek te doen het, wat op hierdie oomblik, en ek wil hierdie woordkeuse gebruik spesifiek, ek het al so 'n bietjie op 'n Woensdag aand daaraan geraak, ek dink 2 Woensdae aande terug, of 'n Woensdag aand, of wat terug, ek kan nie onthou nie, 3 Woensdae aande terug, maar is 'n geruime tyd wat hierdie woord in my hart lê. En daar is soveel mense wat in hierdie kamer sit, wat niemand van ons van hou nie. En dis 'n wagkamer. Ons sit in hierdie wagkamer. Jy wag vir 'n deurbraak. Jy wag vir genesing. Jy wag vir 'n kontrak. Jy wag vir 'n werk. Jy wag vir jou lewensmaat. Jy wag vir daardie kind om huis toe te kom. Jy wag vir 'n deurbraak en niemand van ons hou van wag nie. En ons het al hieroor gepraat. Dat wag in die oë van die Here lyk heel anderste as wag in die oë van die mens. Want wag in die oë van die mens voel so stil staan. Maar wag in God se oë is voorbereiding. Is voorbereiding. Wagtyd is God se werkswinkel, waar hy werk aan ons karakter, ons omstandighede. Waar hy werk aan die regte deur wat gaan oopgaan vir jou om in jou destiny in te stap.
Nie 'n verkeerde deur nie, nie 'n deur wat ons self oopmaak en forceer nie, maar 'n deur wat God oopmaak. 'n Deur wat sê, ek weet wat se gedagtes ek in gaande jou koester, sê die Here, gedagtes van vrede en voorspoed en 'n hoopvolle toekoms. 'n Regte deur. Wagtyd is God se werkswinkel. En wanneer ons kyk na 'n pragtige boom met sy groen blare, moet jy weet, een seisoen terug was daar geen blare aan hierdie boom nie. Net een seisoen terug. En mense het na hierdie boom gekyk en gesê, hy's tot niet. En miskien is jy in daai seisoen op hierdie oomblik. En mense kyk na jou en sien dis tot niet. Maar weet jy wat, daar gaan 'n seisoen aanbreek, waar mense die groen blare aan jou boom gaan sien en die vrug aan jou boom gaan sien. Maar dan moet hulle weet dat daar was eers 'n seisoen van winter. Hulle moet, wat gebeur, want wanneer die blare af is en dit lyk of die boom droog is, of die boom dood is die wortelstelsel besig om te groei waar niemand kan sien nie. Niks gebeur bo nie, maar alles gebeur onder die grond. En die wortels is besig om dieper te gaan. En mense dink die boom is dood, maar die boom is besig om hom voor te brei, om vrug te kan dra, om 'n groen blaar uit te druk. Ek is hier vandag om vir jou te sê, jy's op hierdie oomblik, is jy 'n kaal boom, maar wat die mense om jou nie sien nie, is jou wortelstelsel is besig om dieper in te gaan. En God is besig om jou voor te berei vir iets magtigs, iets groot. Hy werk in ons karakter. 'n Boer plant 'n saad. 'n Dag nadat hy geplant het, gaan hy na die grond toe. Kyk na die grond en hy sien niks. Die volgende dag gaan hy weer na die grond toe, weer sien hy niks. 'n Week later gaan hy na die grond toe, weer sien hy niks. 'n Maand later kyk hy weer na die grond, niks. 2 maande, niks. 3 maande, niks. Maar wat hy nie sien nie, is onder die grond gebeur daar wonderlike dinge. Die saad breek oop, wortels groei en lewe begin vorm. Halleluja, ek weet nie hoe lyk jou situasie, wat jy sien niks op hierdie oomblikke nie. Maar God sien waar jy nie kan sien nie. Is ek besig om wonderlike dinge vir jou voor te berei. Wonderlike goed voor te berei. Die saad breek oop en wortels groei en lewe begin vorm. Die probleem is, as die saad te vinnig bo die grond uitkom, sou dit nie sterk genoeg wees om te oorleef nie. En dis hoekom God stadig werk aan ons. Want jy sal nie oorleef as goed te vinnig gebeur nie. En wanneer ons dink niks gebeur nie, is God besig om onder die oppervlak te werk, waar die menslike oog nie kan sien nie. En hoor mooi familie, en wanneer die regte tyd aanbreek, laat God dit deurbreek, wat jy gevra het met vrymoedigheid voor die trone, en dit sal sigbaar word vir die menslike oog om te sien. Halleluja. Twee Saterdag terug, toe was ons by broederskap, en oom Louis het met ons gepraat, en iewerste laat val, oom Louis iets in sy boodskap, terwyl hy met ons manne praat, en ek gryp my foon, en die woorde kom by my op, dat die wagkamer is soos 'n baarmoeder. Die wagkamer van God is 'n baarmoeder. En hier is iets van swangerskap wat jy moet weet. Mama vind eers bietjie later uit sy swanger. Kyk hier so, Ewan en Anay. Baie mense het op 'n stadium gedink hulle is 'n tweeling. Hoekom? Want hulle is net oor 'n jaar uit mekaar uit. So hier's wat gebeur. Ewan is gebore, en hy's 'n paar maandjies oud, en my vrou raak siek.
En dis die een pil op die volgende pil, en dis een ding op die ander ding, die een dokter op die ander dokter, en toe kom sy by die een dokter uit, en die dokter sê, mevrou, baie geluk, jy is 3 maande swanger. Die simptome van 'n swanger vrou is, sy raak siek en sy raak naar. En op hierdie oomblik is sy siek en sat vir jou omstandighede. Op hierdie oomblik kyk jy na jou omstandighede en sê, my Here, dit maak my naar. Maar wat jy nie weet nie is, jy is swanger. Wat jy nie weet nie, daar kom lewe binnekort. Moenie die swangerskap miskyk nie. Die Here is besig in die wagkamer om iets voor te berei vir jou. Moenie nou gaan lê nie. Ek is naar, Clemens, ek voel siek. Wat gaan aan my omstandighede, wat gaan aan met hierdie en daar, Here, ek verstaan hierdie seisoen nie. Jy is swanger, raak opgewonde. Hier is iets besig om te gebeur in jou binnekant, waar jy nie kan sien nie. En wat gebeur? En eers 9 maande later, sien jy dit wat gebeur het binne jou. En daar's niks so geïrriteerd soos 'n vrou wat 8 maande swanger is nie. Die man kan nie huishou met haar nie, die kinders staan bond, want mama's op die edge. Almal is katvoet. Want mama is gesweet en mama is ongemaklik. En dit is presies so in die geestelike sfeer. Wanneer alles ongemaklik raak, is jy geïrriteerd. Wat gaan nie aan? En ek kan nie meer nie. Hey. Oh, jou 9 maande lê voor die deur. Halleluja. Jou deurbraak is nader as wat jy dink. Soon and very soon. Halleluja, gaan jy geboorte gee. Jy gaan geboorte gee en sien wat die Here vir jou voorberei het. So. Daar is iets wat ons nie moet doen terwyl ons wag nie. Nou ek moet nou daaroor met jou praat. Want niemand van ons hou van wag nie. Nou die dag toe gaan Stefanie en Eva aan dokter toe. 'n uur en 'n half later van hulle afspraak af kon die dokter hulle eers sien. Die ergste van alles, die dokter sien nie, is jammer nie. Niemand van ons hou van wag nie. Niemand van ons hou van wag in ons omstandighede nie. Almal van ons wil môre 'n breakthrough hê. En ek wil jou gou op hierdie reis vat, bly by my. Jesaja 30, lees ons 'n verhaal. Die koning van Assirië het beplan om Israel aan te val. Die koning op daardie stadium van Israel was koning Hiskia. En hoor mooi, en koning Hiskia van Israel doen iets wat God glad nie behaag nie. Koning Hiskia gaan en in plaas daarvan dat hy draai na God toe vir hulp, sê die Bybel vir ons, draai hy na Farao toe in Egipte, en gaan vra hy vir Farao en Egipte vir hulp, en hy raadpleeg nie God nie. En dit het God glad nie behaag nie. Lees saam met my Jesaja 30 vers 1 sê, weer die opstandige kinders, spreek die Here, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit my nie. Wat 'n verbond sluit, en dit is nie uit my gees nie, om sonde op sonde te stapel. Bly net gou daar. Wat is besig om te gebeur hier? Wat word vir ons gesê? Wat is die boodskap tussen die lyne? Kom ek vertel vir u bloedgewaste kind van die Here. Ons dink sonde is wanneer jy hoereer, steel, jaloesie, afguns, ongehoorsaamheid en. Maar kom ek praat gou met die kerk. Weet jy wat is nog sonde? Wanneer jy 'n plan uitvoer en jy het God nie geraadpleeg nie. Dis sonde op sonde. Dis om sonde op sonde te stapel. Dis wat hier gebeur. Jy voer 'n plan uit,
Maar dis nie uit my nie, sê die Here. En dan sê die volgende vers, dan sê hy, wat gaan om na Egipte af te trek. Hulle raadpleeg my mond nie, hulle vra my nie my raad nie, hulle raadpleeg nie my mond nie. Met ander woorde, jy vra nie eers wat my opinie nie, sê die Here. Jy doen net wat jy wil, wanneer jy wil, hoe jy wil. Jy raadpleeg my mond nie, om toevlug te soek onder die beskutting van Farao, en om te skuil in die skaduwee van Egipte. Julle hart loop na Farao toe, na Egipte toe, en jy soek hulle beskerming, hulle skaduwee. En wat sê vers 3? En die Here sê, maar die beskutting van Farao sal tot julle 'n skande wees. En die skuiling en die skaduwee van Egipte tot smaadheid. Ek kan help om te dink, terwyl ek hierdie woord lees, kom Psalm 91 vers 1 by my op en hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Wie se skaduwee soek jy? Wie se beskerming soek jy? Wie se voorsiening soek jy? Soek jy die bankbesturing se voorsiening? Jou bestuurder se voorsiening? Jou direkteur se voorsiening? Wie se voorsiening soek jy? Maar die Here sê, ek het dit teen jou. Sal nie dit waag om my mond te raadpleeg? Om my te raadpleeg, dat ek met my mond vir jou 'n antwoord kan gee? Soek my skaduwee. En wanneer jy my skaduwee soek, sê die Here, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Daar's iets wat God vir jou wil gee. So, hier's wat gebeur in Jesaja 30. Die skaduwee van die Egipte bring smaadheid. Wat beteken smaadheid? Kom ek sê vir jou, dit is 'n groot Afrikaanse woord. Dit beteken om te verneder, te verkleineer. En die Here sê, omdat jy die skaduwee van Egipte gesoek het, sal ek jou verkleineer. Wat is die teenoorgestelde van smaadheid? Is om te eer, om te verhoog, om op te gradeer. Nie af te gradeer, maar om op te gradeer. En dis presies wat God doen met hulle wat by die Here skuil. Dat wanneer jy in 'n krisis is, en jy in 'n uitdaging is, en jy weet nie wat se kant toe nie, en jy waag dit om nie na die wêreld te kyk vir 'n antwoord nie, maar na Jesus, sê hy, gaan ek jou verhoog. Waar sien jy dit, Clemens? Kom ek sê vir jou, waar sien ek dit? Ek sien dit in die lewe van Josef, want Josef het by die Here geskuil, hy het by die Here gebly deur dik en dun, hy was 'n slaaf gewees, hy was in die put gegooi, hy was verkoop as 'n slaaf, maar omdat hy sy skuilplekke by die Allerhoogste geneem het, toe verhoog die Here hom tot 'n regerder. David kom en hy neem sy skuilplekke by die Allerhoogste, halleluja. En die volgende oomblikke, toe word 'n skaapwagter, word hy 'n koning, want hy het by die Here gaan skuil, en hy die skaduwee van God geniet, van die Almagtige geniet, en die Here vat 'n skaapwagter, en hy maak hom 'n koning. Moenie jou toevlug neem na die wêreld nie, moenie die wêreld se antwoord soek nie. Die Here sê, soek my skaduwee, en ek sal jou verhoog, ek sal daai promosie vir jou gee, ek sal jou opgradeer. Halleluja. Luister, ek is hier ek voel dit in die atmosfeer. Larama Surebebenda, jou opgradering is op pad. Halleluja, jou promosie is op pad. Jy vat dit of jy los dit. Jy sê, man Clemens, ek luister nie meer na jou nie, God bless you. Maar ek is hier vandag om vir jou te sê, jou opgradering is hier. Jy is swanger, daar kom geboorte. Jou wortels is diep ingeanker binne in die rots van die eeue. Jy was in die werkswinkel van God, en die Here gaan jou verhoog. En hy sê, Israel, kom ek vertel jou iets van die Here, want die sit van julle sê, Clemens, ek het droog gemaak. Kom ek gee jou hoop, want wie weet, God is 'n God van genade en barmhartigheid. Want hier is wat gebeur. Ja, hulle het nie God geraadpleeg nie. Israel, ons gaan dit nou lees in Jesaja. Hulle het God nie geraadpleeg nie. Maar tog, soos die Here maar is, en hy maak nog, kom die Here en hy maak nog steeds 'n belofte.
om Israel te help. En Jesaja sien iets in die toekoms. Hy kyk na 'n oorblyfsel Israeliete wat terugkeer na Sion. Jesaja 35 vers 10 sê die volgende. Hy sê en die losgekooptes, die Israeliete van die Here sal teruggaan na Sion en hulle gaan kom met gejubel en 'n ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig gaan wegvlug. Ten spyte dat hulle na Egipte gegaan het, aan Farao kom die Here en sê, halleluja, ek diskwalifiseer jou nie. Jy gaan deur hierdie ding kom en op die regte tyd gaan ek jou weer verhoog. Op die regte tyd sal jy vreugde olie op jou hoof hê. Sal jy weer met blydskap wandel. Ja, jy het ook nou 'n verkeerde besluit geneem, maar op die regte tyd sê die Here, gaan ek jou optel. Sal jy weer blydskap ervaar soos nog nooit nie. Ek is hier vandag om vir iemand te sê, jy's nie gediskwalifiseer nie. Die Here sê, ek het jou nog om my versier. Jy sal weer blydskap hê. Jy sal weer blydskap hê. Maar bly onder my skaduwee. Bly nou by my, bly by die Allerhoogste. En jy sal die skaduwee van my voorsiening en verhoging geniet. So wat sê dit vir my? God het 'n plan gehad met Israel. Ek is hier vandag vir jou. God se planne word nie in die wiele gery nie. God neem goed uit die pad uit wat in sy pad staan. Luister jy moet weet vanmôre, God se plan sal uitgevoer word. God het 'n plan met jou. God het 'n plan met my. God het 'n plan met familiesentrum. God het 'n plan met Kruiskyk TV. God het 'n plan met jou besigheid. God het 'n man, jy moet opgewonde raak. Kyk maar, ek is naar. Ek is siek. Ek voel nie lekker nie. Ja, jy's op die regte plek, want jy gaan geboorte gee binnekort. Jy gaan geboorte gee binnekort. Bly net by die Allerhoogste. Moenie weghardloop nie, moenie gaan skuilings soek by Farao en Egipte nie. So, kom ons praat oor die regte tyd. Want elke liewe ding op hierdie aarde is gekoppel aan tyd. God se tyd. God se tydsberekening. En jy moet een ding weet, daar's 'n verkeerde tyd en dan is daar 'n regte tyd. Daar's iets wat gebeur in God se seisoen en goed wat nie gaan gebeur wanneer dit buite seisoen is. Eers wanneer dit jou seisoen is, gaan God dit toelaat. So met ander woorde, kom ons kyk gou ons geleesde gedeelte weer vinnig. Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle onder die kragtige hand van God. Clemens, ek het nog nooit soveel vernedering ervaar. Ek voel verneder, ek voel verpletter, ek voel plat geslaan. Maar die Here sê, ek gaan jou verhoog op die regte tyd. Bly net laag, bly net laag, bly net laag, bly net laag. Ons omstandighede het 'n manier om ons te knak, sodat ons weet, ons is afhanklik van hom. En Here, ek kan nie intree gee sonder U nie, maar laag by die voete van Jesus sal ek bly. En die Here sê, en op die regte tyd, my kind, sal ek jou verhoog, en die wêreld sal weet, my salwing is op jou, my guns is op jou, my seën is op jou. Jy sal verhoging ervaar. Maar die grootste uitdaging vir ons as skepsels van God is dat God se tydsberekening het al oor en oor bewys is nie ons tydsberekening nie. Man, letterlik verskil ons tyd met God se tyd hemelsbreed van mekaar. Kyk wat sê Jesaja 55 vers 8 tot 9. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle wie is nie my wie nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde,
soos my wee hoor as julle wee, my gedagtes as julle gedagtes. Vinnig het ek in my lewe agtergekom, dat God se tydsberekening is altyd perfek. Dis oor en oor en oor al bewys. Weet jy wat, en al voel dit soms vir my, hy is te laat. Want hoeveel maal het dit vir jou gevoel, die Here is te laat? Dit kan nie wees, die Martha kom by Jesus, as u hier was, sou Lazarus nie gesterf het nie, maar hy is 4 dae te laat. Maar 4 dae te laat is op tyd vir God. 4 dae te laat vir die mens is altyd op tyd vir die Here. En hoeveel male sien ek dit in my eie lewe, as ek terugkyk op my lewenspad, terwyl ek met die Here wandel, en ek loop op pad met die Here, en ek soek sy aangesig, en dan maak ek droog, en dan soek jy op die pad, en dan, man, net mense, maar dan kom ek agter, wanneer ek kom vra, dan is hy so geduldig, en dan sê ek, Here, maar kan nie net 'n bietjie vinniger werk nie? Dan sê hy, nee, ek is besig om die wortelstelsel in plek te kry, ek is besig om te werk aan jou karakter, ek is besig om jou voor te berei vir hierdie deurbrake. Ek is besig om hierdie lewe wat aan jou is te formeer, en jy gaan binnekort geboorte skenk. Die meeste kere voel dit vir ons, hy is te laat. Daar is redes waarop God werk in ons lewens. En die eerste gedagte wat by my opkom is verstaan. Hy is alwetend. Dis hoekom hy God is. God se gedagtes is hemelbreed, van my en jou se gedagtes. God se tyd is hemelsbreed, van my en u se tyd. En een van die karaktereienskappe van God is sy alwetendheid. Ek wil hê jy moet kyk na hierdie 2 verse, Afrikaans en Engels. Jesaja 30 vers 18 sê, want die Here is 'n God van die gerig, maar kyk wat sê die Engels, for the Lord is a God of judgment. Nou kom ek vertel u iets van daardie judgment. Dis nie waar God sy oordeele vel oor is jy nou skuldig of onskuldig nie. Bly by my. Bly by my, fokus. Die gerig en die judgment, die oordeel, is sy onderskeidingsvermoë oor jou omstandighede. Want kom ek vertel jou iets van God. Ek en u neem besluite. Ek en u maak keuses om na die tyd ons kop vas te gryp en ons vingers in ons hare te druk en te sê, my Here, ek het droog gemaak, ek het 'n fout gemaak. Maar God het nog nooit in sy lewe 'n fout gemaak nie. God se oordeel, sy gerig, was nog nooit 'n fout nie. Bly by my, nog nooit. In die geskiedenis van hierdie aarde, in die geskiedenis van God, het God ooit nodig gehad om vir die mens te sê, ek is jammer nie. Hy is die God van die gerig. Hy is die God van oordeel. Sy oordeele is perfek. God maak nie foute nie. Die gerig, wat beteken gerig? God is 'n God van die gerig. Gerig beteken hy is oplettend en hy is bekwaam. Luister, dink jy vir 'n oomblik, hy weet nie wat aan jou lewe aangaan nie. Dink jy vir 'n oomblik, hy sien waardeur jy gaan en hy ignoreer dit. Hy weet presies wat besig is om te gebeur in jou lewe. Hy's oplettend, maar halleluja, hy's nie net oplettend nie, maar bekwaam om op die regte tyd in te gryp. Die regte tyd in te gryp. Sy ja is ja, sy nee is nee. Sy oordeele en sy gerig is altyd perfek. God weet wat jy nodig het. En wanneer jy dit nodig het. Hy ken die begeertes van jou hart. Hy weet presies. Wat sê Matteus 6 vers 8, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra.
Jy maak die Here moeg. Want as jy bid, dan is dit net vra, en sê Here, wanneer gaan jy iets vir my sê, wat ek nie weet nie? Jy maak my moeg, man. Sorry, dis my eie woord, dit staan nie in die Bybel nie. Maar wanneer jy hom aanbid, dan sê hy, kom hier. Hy stel meer belang in jou aanbidding as jou vrae. Dis vir hom aanneemlik, want jy met 'n opregte hart, met soveel liefde kom en sê, Here, you are my world. U is my hele wêreld, Here, ek wil niks hê nie, maar ek soek U. Dis vir hom aanneemlik, hy sê, kom hier, jou oulike ding. En soek jy die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Kom hier, ek wil vir jou goed gee. Dis 'n ander preek, maar kom ons los dit daar. Die Bybel sê, Matteus 6:8, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Beteken dit nie, omdat hy weet wat ons nodig het, dat hy net dit vir ons gaan gee nie. Presies, wanneer ons dink hy moet dit vir ons gee, volgens ons tyd en ons manier. Want ek kan aan 'n paar goed dink wat die Here maar nou regtig kan deurkom voor, asseblief. Want regtig, ek praat nou die dag met 'n pastoor, ek gaan nou nie sy naam noem nie, so baie goeie vriend van my. Ek sê vir hom, Boeta, ek is nou moeg vir huur betaal, ek kan nie meer nie. Dis bloedgeld. Ek meen, Here, bring net 'n grond nou. Laat ons begin fondasies grond, bring die geld, Here, dat ons kan bou, dat ons uit hierdie huur uit kan kom, maar dis bloedgeld, mens gee nie soveel geld net vir 'n ou nie. Maar dis 'n ander gesprek. Maar, hy sê vir my, hy sê, Clemens, hy sê dit in Engels, hy sê, die Bybel sê, jy kan nie twee Here dien nie. You can't serve the Lord Jesus Christ and the landlord. Toe sê ek, Here, daai is 'n belofte. Het gesê, ons mag nie twee Here dien nie, ons kan nie die landlord dien en die Here nie, ons moet net die Here dien. So daar's goed wat ek ook verwag en dinge in ons eie persoonlike lewe en goed, en ons wag en so regtig, Here. En hier is die probleem. Nou moet jy by my bly. Hier is die probleem. Want wat doen ons as mens, dat wanneer ons wag, dan doen ons wat Abraham doen. Want Abraham het 'n belofte, maar wat doen hy? Hy gaan en hy sê, man, die Here vat te lank, kom ek gaan, en hy gaan na die slavin toe, en hy doen iets, en hy vorm en skep vir Ismael, maar Ismael was nie God se plan. Isak was God se plan. Ismael het nie die seun van die Here gehad nie, maar Isak het, maar hy was te haastig. En ons mag nie na Farao toe gaan. Ons mag nie na Egipte gaan en hulle skade weer soek nie. En in die wagperiode mag ons nie rondkyk nie. Ons moet op ons knieë bly en sê, my oog is gefestig op Jesus. Hou op om jou Ismaels te skep, omdat jy ongeduldig is. Hou op om in te veer met die plan van die Here, want jou Ismael maak dat God nog langer moet vat. Jy interfereer met die tyd van God. En die grootste struikelblok vir elke bloedgewaste kind van God is altyd die wag. En ons as kinders van die Here vernaam, ons is ongeduldig. Want ek verstaan nie, Here, as U my dan lief het, en U weet wat se planne ek het, en
Of wat, U weet wat se planne U vir my het. En U sê, ek wil jou voorspoedig maak, ek wil jou seën. Rarig? Hoekom doen U iets? Hoekom doen U nie iets nie? Waar is U, Here? Besef U nie die erns van hierdie situasie nie, Here? Hoe lank dan nog? Want ek is U kind. En hier is iets wat ons gedagtes rondom God beïnvloed. Want ons leef in 'n wêreld waar alles kits is. Ons wil in die vinnige baan ry. En 'n ou moenie waag om 80 te ry in die vinnige baan nie, want dan gooi jy vir hom ligte. En jy blaas die hoeter en sê, kom uit die pad uit, ek is haastig. Jy mors my tyd. Ons gebruik eerder die mikrogolf of die airfryer want die wind vat te lank. Ons soek die vinnigste rekenaar want ons wil net nie stadig werk nie en ons soek die vinnigste internet want ons wil nie mother buffer nie. Ketskosse. Drive-thrus. Maar dit is nou al net so pateties. Want ek doen 'n drive-thru want ek is haastig en sê hulle, sorry sir, just 10 more minutes asseblief, just put there, just stand there. Sê ek, maar ek is drive-thru, ek wil nie uit. Nou moet ek nog, ek kon nou nie drive-thru en ek kon myself in my KFC ingestap het. Nou moet ek gaan wag in my kar vir 10 minute. Ons wil nie wag nie. Ons haat dit om te wag. Want alles moet vinnig gebeur en ons fone, ons bankkaarte is op ons fone want ons wil nie by die teller staan en die bankkaarte moet nog soek nie. Ons vat net die fone. Daar gaan ons. Andrew Murray het gesê, be assured that if God waits longer than you could wish, it's only to make the blessing double precious. A double precious blessing is on its way. A double precious blessing is on its way. Ek gaan 'n liedjie skryf, Raffie. A double precious blessing is on its way. A double precious blessing is on its way. Oh, a double precious blessing is on its way. Woo, I am blessed every day of my life. I am blessed. A double precious blessing is on its way. Hallelujah. Gelukkig het Jimmy Swagger my nou nie gesien nie. So kom ek vertel jou iets oor God se tyd, wat jou gaan skok. Want ons wil alles môre gedoen nie. Kom ek verduidelik jou hoe werk God met tyd. Het u geweet, daar's 'n profesie wat God gegee het, wat 4000 jaar gevat het om in vervulling te kom. Ons sien in Genesis 3 vers 15, die oudste boek. En die Here sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Daai vrou is niemand anders as Maria. En tussen jou saad en haar saad. Die saad wat gaan kom uit Maria. En daai saad sal die kop van jou vyand vermorsel. Hy praat nie met die duiwel, die Here praat met die duiwel. En hy sê, duiwel, daar gaan 'n saad kom uit 'n vrou. En daai saad gaan jou kop vermorsel. Dis die profesie wat die langste gevat het, want die Here sê vir ons, ek wil net gou hier terug gaan, hy sê, die Bybel sê dit vir ons, dat hy het, toe die volheid van tyd aangebreek het hy sy seun gestuur. Daai volheid van tyd wat 4000 jaar geneem. Kom ek wees presies, 3974 jaar, 6 maande en 10 dae. Toe word Jesus gebore.
Waarom so lank? Hoekom so lank, Here? Maar kom ek vat jou gou na 'n ander skrif toe. 2 Petrus 3 vers 8. Wat sê 2 Petrus 3 vers 8? Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Raai wat? God het 4 dae gewag om sy seun te stuur. Vier dae. En dis hoe God met tyd werk. En dis hoekom Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here. En dan moet jy 'n ruggraat hê, dis nie verslap jellyfish nie. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Die Engels sê wait for and confidently expect the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for and confidently expect the Lord. Om vir die Here te wag is nie verslap jellyfish nie. Dis nie vir oppervlakkige Christene nie. Dis vir manne en vroue wat God se aangesig soek. En sê dit maak nie saak hoe lank ek wag nie. But I will wait patiently. Ek sal wag op die Here tot op die regte tyd. So wat sê hierdie skrif? Wag en verwag. Nog 'n liedjie. Ek gaan wag en verwag. Halleluja. Ek gaan wag en verwag. Prys sy naam. So wag jy met selfvertroue. Jy verwag. Jy wag. En jy weet dat jy weet soon and very soon. So kom ek maak klaar. Wat is die doel van hierdie wag? Natuurlik is dit om jou te seën. Wat sê Jesaja 30 vers 18? Jesaja 30 sê vers 18, welgeluksalig is almal wat op hom wag. My oupa, ek was 'n klein seentjie. Ek weet nie of ek 8, 9 of 10 jaar oud was nie. As ons by sy huis, ek sien dit nog voor my oë. Sien ek dit is in Ballingee, net so voor Newcastle. Dit was so my dorpie gewees, Ballingee. My oupa het daar gebly. En in daardie huis in Ballingee staan oupa eendag aan die gang. Oupa het elke oggend 5 uur gebid, met sy Bybel gesit en God se aangesig gesoek. Nou jy weet, daai tyd was daar nie Google nie, of ChatGPT, waar jy kan vra en goed word geantwoord en jy soek navorsing nie. Oupa kom en ek weet dit was deur die Heilige Gees geïnspireerd en hy sê, Clemmy, wie wat sê die Here vir my? Wie wat beteken die woordjie welgeluksalig? Dit beteken dis wel met jou, jy's gelukkig en jy's salig. En wanneer jy op die Here kan wag, sal jy gelukkig wees, jy sal wel wees, jy sal salig wees. Israel het nooit verstaan dat dit nog altyd God se begeerte was om hulle te seën nie. En omdat God nie altyd opdaag en optree soos wat hulle voel hy moet opdaag en optree nie, het hulle die tyd misgis. As God gee nie om nie en hy stel nie belang nie. Hou op om God se tyd te misgis. Hy stel nie belang in jou lewe nie. Hy gee nie om nie. God gee juis om. Moenie die fout maak om te dink dat jou tyd van wag beteken dat God nie omgee nie. Luister, ek is hier vandag om vir jou te sê, God gaan ingryp. God gaan dit doen, maar op sy tyd, die regte tyd. En die feit dat jy wag beteken hy's nog nie klaar nie. Hy's besig om te werk agter die skerms. Hy's besig om te werk onder die grond. Hy's besig om te werk in die werkswinkel. Hy's besig om te werk in die baarmoeder. En hier is die ding. En tydens hierdie tyd van wag, laat God toe dat die Israeliete 'n paar lesse leer. Het hulle teëspoed en ellende. En hier is die ding. Die grootste lesse wat ek in my lewe geleer het,
kom uit teëspoed en ellende. Wat sê Psalm 119 vers 71? Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Ons leer uit dit wat met ons gebeur. Die aaklige goed. En hier is die ding, my liewe vriend, boetie sussie. As jy nie uit jou omstandighede gaan leer nie, sal jy nooit leer nie. Ek hou mense dop oor my jare van bediening, groot geword in die kerkewêreld, en dan sien jy hierdie mense oor en oor maak hulle dieselfde foute. En dit is asof jy hulle kan gryp en net skud en sê, wanneer gaan jy leer? En dit voel soms of ons kinders kan vat en sê, wanneer gaan jy nou leer? Jy wil jou man vat en jou vrou vat en dan sê, wanneer gaan jy nou wakker word? En pas op vir dit nie, gemoeilikheid hier daarna. En dis nie my vrou nie, hoor, ek weet hoe kom het ek dit nou gesê. Die dag as ek vir Stefanie mans vat en ek skud aan sê, jy moet nou wakker word, o Here help my. Inteendeel, sy moet my eintlik skud soms. Sê, maar never mind, hoekom het ek dit nou gesê? Die Here weet, ek weet nie. En ons net soms mense wat net nie kan leer nie. Hulle bly terugval in daai selfde roetine. Hulle bly teruggaan na dieselfde storie. Hulle bly teruggaan na die verlede. Hulle bly geanker in die verlede. Hulle bly net op die, hulle kom nie weg daar nie. En wanneer gaan jy leer? Want jy beïnvloed almal om jou. Mense dop die toets oor en oor en oor. Kan jy onthou, ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, maar ek kan onthou as kind het ek hierdie baie gehoor, vernam onder predikers, na wie ek geluister het. Ou predikers. En ek weet my eie ma het dit vir my en dit altyd gesê. Moenie die toets dop nie, anders te gaan jy hom weer skryf. Sal jy nou asseblief begin leer en ophou om daai toets te dop. So kom ek maak klaar. Is jy okay? Ek het daarom nog nie een keer gesê, gee my nog. As ons in die midde van ons uitdagings en teëspoed net wanhoop, donkerte en die negatief sien, sal ons nooit raak sien wat God wil hê ons moet sien. Want familie, hier is die waarheid. Wanneer jy jou skuilplek by die Allerhoogste neem en sy skaduwee geniet, is daar altyd 'n diamant in die rof. Is daar altyd 'n silwer rand om 'n donker wolk. Is daar altyd iets waardevol in jou stryd. Ons gebed moet altyd wees, Here, help my om te sien wat U wil hê ek moet sien. En deur dit te doen sal jy wysheid bekom wat geld nie kan koop nie. Dan kan jy die rigting van God vir jou lewe ken. God het nooit bedoel vir die mens, hoor mooi, om in donkerte rond te tas, om teen mure vas te loop en af te voeter van kraanse af nie. Dis nie wat God beplan vir jou nie. Wie lyk God se plan vir jou, wanneer jy by hom skuil en jy rondhardloop na Egipte en na Farao en jou eie Ismaels vorm en skep nie. Luister wat sê Spreuke 3 vers 5, ek maak amper klaar, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie plannetjies nie. Jou plannetjies gaan God se plan beïnvloed. Die volgende vers sê, ken hom en al jou weet, dan sal hy jou paaie gelyk maak. God het nie bedoel vir jou om in die donkerte rond te tas nie. Hy het nie bedoel vir jou om teen mure vas te loop nie. Hy het nie bedoel vir jou om van 'n kraans af te voeter nie. Hy wil jou paaie vir jou gelyk maak. So, jy sit dalk hier vandag en sê, Clemens, wat se kant toe nou? Ek weet nie wat se kant toe nie. Hier is die ding, moet nooit die regte tyd van God vir jou lewe forceer nie.
So moeilik as wat dit mag wees. Ek beloof U, daar's goed wat ek ook wil forceer. Maar wag op die Here vir sy regte tyd. Kom ek hoor wat sê die Here vir jou op Psalm 32 vers 8. Die Here sê vandag vir jou, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Klein tree in die regte rigting is beter as groot tree in die verkeerde rigting. Bly naby aan hom, dat wanneer hy fluister, dat jy sal agslaan op sy stem. Want as hy sê langs, dan gaan jy langs. As hy sê regs, dan gaan jy regs. As hy sê staan stil, dan staan jy stil. As hy sê beweeg, dan beweeg jy. Ons moet nouweliks met hom wandel. Die grootste les in hierdie lewe is die les om te wag en om hom te vertrou terwyl ons wag. Nou kan jy glo, ek is klaar. En is nog nie eens half nie, is die Here nie goed nie. Staan op jou voete, doen hierdie verklaring saam met my. Almal hardop saam met my. Is jy reg? 1, 2, 3. Ek kies vandag om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan. Want ek glo dat God my op die regte tyd sal help. Al voel dit soms asof ek in 'n wagtyd vasgevang is, weet ek dat hierdie wagtyd nie leeg of verniet is nie, maar 'n plek van voorbereiding waar God besig is om in my lewe te werk. Hy werk aan my karakter, my omstandighede en berei die regte deur voor. Ek vertrou dat, selfs wanneer ek niks sien en niks gebeur nie, God onder die oppervlak besig is om iets lewendig en sterk te maak, wat op die regte tyd sal deurbreek. Ek kies om nie my eie planne te jaag of hulp op die verkeerde plekke te soek nie, maar om geduldig op die Here te wag en om te vertrou. Ek glo dat God se tydsberekening perfek is, al verstaan ek dit nie altyd nie. Hy weet wat ek nodig het en wanneer ek dit nodig het en sy wysheid oortref my eie. Daarom sal ek nie moed verloor in die wagtyd nie, maar ek sal verwag, glo en vas staan, want God gee om en hy is besig om te werk agter die skerms. Ek weet dat op sy regte tyd sal hy my verhoog, deurbraak bring en sy plan in my lewe vervul. Amen. 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 Halleluja. Rabba shikatara rabba hen. Elke oog gesluit. Elke oog gesluit. Want ek weet hier's mense wat moeg is. En wat die Here eintlik vandag vir jou wil sê is, wag 'n bietjie. Net nog 'n bietjie. Ek hoor die Here sê, wag 'n bietjie. Wag net nog 'n klein bietjie. Want jy gaan geboorte gee binnekort. Binnekort gaan jy sien wat ek vir jou voorberei het onder die grond. Binnekort gaan jy sien wat ek mee besig was in die werkswinkel. Die woord kom by my op. Die woorde of die metafoor eerder. Die pottebakker gaan na die rivierbedding en gaan haal die klei uit die rivierbedding uit. Maar hier's wat moet gebeur. Jy kan nie 'n voorwerp maak met klei wat nou net uit die rivierbedding uitkom nie. Daai klei skree, maak van my iets waardevol. Maar die pottebakker vat eers die klei en hoor mooi, dan word daardie klei op 'n rak gesit sodat hy stadig kan droog word
Hy mag nie te droog wees nie en hy mag nie te nat wees nie. Die vog in daardie klei moet perfek wees voordat die pottebakker daardie voorwerp kan maak wat hy in sy gedagtes sien. Ek ervaar dit in my gees op hierdie oomblikke. Jy's nog op die rak, maar die Here sê, op die regte tyd gaan ek jou vorm in hierdie pragtige voorwerp. En mense gaan na jou kyk en sê, wow, dit kan net God wees wat dit geskaap het. Moenie hastig wees nie, my kind. Jy's op die rak besig om gedroog te word, sodat die regte vog in jou kan wees vir my om die voorwerp te vorm. En raai wat, familie, net die pottebakker weet, hoe lyk die voorwerp. Die klei weet nie wat hy gaan word nie, my Here. Die klei het nie 'n idee wat hy gaan word nie. Net die pottebakker kan na die klei kyk en sê, dis wat ek sien. En God sê, jy gaan binnekort van hierdie rak afkom. En ek gaan iets maak wat jou gaan wegblaas. Wat jou stom gaan laat. Maar, sê die Here, bly onder my skaduwee. Bly onder my beskerming. Laat ek jou raadpleeg, laat my mond jou raadpleeg, moenie die planne van die wêreld volg nie. Volg my, sê die Here, en sien wat ek gaan doen. Halleluja.